Goeiemiddag almal. Welkom by Graad 10 Afrikaans Huistaal se aanlyn klas of webinar. Onthou, dis maar dieselfde ding. So ons gaan net nog 'n paar minute wag vir enigiemand anderste wat gaan aansluit saam met ons. Daar is nog mense wat besig is om aan te sluit, sien ek nou. So kom ons wag weer net soos altyd maar 'n klein bietjie vir almal om in te kom en dan sal ons dan begin. As julle my nie kan sien nie, ons vra om verskoning, daar's weer 'n tegniese probleem. Maar net solank julle my kan hoor, is dit reg. En solank julle kan sien wat op die skerm is, dis die belangrikste. Dan kan ons daarom aangaan sonder dat daar veel probleme is. Okay, so kom ons wag net nog 'n bietjie en dan sal ek begin. Julle kan solank julle handout aflaai, so onthou aan die regterkant het julle mos julle skerm wat daarso wys met al die opskrifte en die instruksies. So daarso sal ene wees wat sê handouts. Die opskrif is handouts. Daar's net een vir hierdie sessie. Dis weer eens PDF, so dit is hierdie PowerPoint presentation. So as jy net hom kan aflaai terwyl ons wag, sal dit goed wees. Goed, so ek dink ons kan maar begin. So kom ons kyk net gou of almal my kan hoor. Behalwe nou vir Ryan. Kan almal hulle hand asseblief opsteek om net te bevestig dat julle my klank mooi kan hoor. En skakel asseblief dan net ook julle klankstelsel aan en sit dit lekker hard. Okay, goed. Nee, dan's ek bly. Okay, dankie. Ek gaan julle handjies afhaal. So, ons is besig met letterkunde. So, hierdie is ons 4de sessie vir letterkunde graad 10 Afrikaans huistaal. So, kom ons spring in en ons begin solank met die werk. So,
vir die van julle wat ons vir die eerste keer by ons ingeskakel is. Ek is Juffrou Korp, ek is die hoofonderwysspesialis vir Afrikaans huistaal. En baie welkom, ons gaan 'n lekker leersessie geniet. Maak net seker julle kan my hoor, dat julle klankstelsel lekker, volume lekker hard gestel is. En net om julle te herinner dat julle outomaties gemute word aan die begin van die sessie. So julle kan nie eintlik gesels tydens die voorlegging nie. So wanneer ons vrae en antwoorde het wat ons gaan oor gesels, dan moet ek jou unmute en jy moet jouself unmute sodat ons mekaar kan hoor. So onthou dan net om dit asseblief te doen. So dit is daai ikoon aan die regterkant van julle skerm wat soos 'n mikrofoon lyk. So hy sal 'n streep deur hê en rooi wees as hy nie aan is nie en hy sal groen word as jy dan op hom klik en dan sal hy dan aanskakel. Goed, en reg langs aan hom dan is daar die handjie ikoon. Dit is natuurlik as jy jou hand wil opsteek en dan steek jou hand op en jy kan 'n vraag vra. So julle kan gerus dit gebruik tydens die sessie. Ek gaan nie vir julle baie vrae vra tydens hierdie sessie van vandag nie. Ons gaan meer oor die begrippe praat van drama en die verskillende dramas wat julle gaan moet deurgaan vir hierdie jaar. So julle het seker al voorheen 'n voorgeskrewe boek behandel. So ons het baie navraag gehad daaroor. So ons gaan nie vandag fokus op poesie nie, maar liewerste op prosa wat dan die drama is wat dan vir julle voorgeskryf is vir graad 10. So julle weet dat daar ekstra hulpbronne ook is op die webtuiste, Impak se webtuiste wat julle kan aflaai, maar dan wil ek ook hê julle moet asseblief hierdie webinar wat ons nou mee besig is, se ook af te laai. So dit is soos ek voorheen gesê het onder die handouts opskrif aan die regterkant van julle skerm. Daar's net een dokument, so dit is net vir hierdie voorlegging wat ek nou vir julle gaan gee, wat julle dan asseblief moet gedurende in hierdie sessie dan al moet aflaai, want dit gaan nie beskikbaar wees sodra die sessie eindig nie, behalwe as jy dit wil aflaai van Impak se webtuiste wat jy dan voor moet registreer. Goed. En dan kan julle ook vir ons vrae tik. Daar waar aan die regterkant net bo die handouts opskrif, dan sê dit questions, so julle kan daarso ook vrae tik en ons sal dan vir julle antwoord. So Serena help ons vandag. So ek en Serena gaan al julle vrae probeer beantwoord so bes ons kan. En dan as julle enige ekstra vrae het, kan julle dit aan die einde van hierdie sessie dan e-pos aan academics@impact.co.za. Wanneer die sessie klaar is, sodat ons nog vrae vir julle kan beantwoord, wat dan werksverband is, wat julle mag voel en julle graag wil vra wat nie beantwoord was tydens hierdie sessie nie. Goed, dan wil ons net julle as deelnemers aanmoedig om vrae te vra en kommentaar te lewer, maar oor goeders wat gepas is en wat verband hou met die werk. So enige irrelevante of ongepaste kommentaar sal jy ontslag van die sessie beteken. Goed, dan die video's gaan nog steeds op YouTube se kanaal wees, maar ons wil julle graag aanmoedig om by Impak se webtuiste in die toekoms nou vir die opnames van die sessies te gaan kyk. So hierso onder aan hierdie skyf sal julle sien daar staan die webtuiste, die adres van die webtuiste van Impak. En dan aan die regterkant staan daar COVID-19 online schooling en as jy daarop klik, dan moet jy past class videos gaan
ook selekteer en dan gaan kyk jy net vir Afrikaans huistaal en dan natuurlik die graad wat jy by is, so jy gaan graad 10 Afrikaans huistaal wees. Sessie 4 is dan hierdie ene wat ons nou gaan doen. So jy kan gerus daarso dan gaan kyk vir die opnames van al die sessies wat nou daarso ook gaan opwees. Goed, so ons gaan drama doen. So soos ek verduidelik het, ons gaan op prosa fokus nou. Julle het geen poesie meer wat julle moet doen vir kwartaal 2 nie. Ons het alles behandel tot en met nou. So ons gaan nou praat oor julle voorgeskrewe boek en wat julle moet verstaan sodat as julle hom begin lees, wat ek hoop julle al klaar het, want ons is daarom nou al in kwartaal 2. So ek hoop julle het al dit al begin lees. So as julle dit begin lees en julle begin dit ontleed en die storie probeer verstaan, dan is daar sekere begrippe wat julle gaan moet weet sodat julle dit goed kan analiseer. So vir die impakstudente, ons is in letterkunde eenheid 2, bladsy 65 in julle studentegids. So julle kan saam met my daarso kyk as julle sou wou. So dis wat dit is. Goed, dan waar kom drama vandaan? En hoekom praat ons oor 'n drama? Goed, so drama is dan afgelei van die Griekse woord draal. So dit beteken om iets te doen of om te handel. So daar's beweging wat plaasvind. En dit is ook wat meeste van julle kontekstuele vrae oor gaan wees. Hoe die storie beweeg, wat het gebeur tydens die storie, verduidelik hoe dit gekom het tot waar dit is op die einde, wat het gebeur met die mense of die plek in die storie, waar het dit gehandel. So dit gaan alles oor beweging of een van 'n aktiwiteit wat dan gebeur tydens die storie. So die belangrikste kenmerke van 'n drama is dan die dialoog en die handeling. Goed, so die dialoog is natuurlik die woorde wat gesê word tydens die storie. So 'n dramateks kom eers tot sy werklike reg wanneer die regisseur en die akteurs, die verhoogbestuurder en die beligtingspan en stel en kostuumontwerpers almal deur middel van handelinge op die verhoog lewe in die woorde blaas. Goed, so dit is 'n drama is nie net iets wat jy sal lees vir iemand nie. Daar's baie ekstra faktore wat dan hierdie verbeeldingswêreld vir jou 'n realiteit maak op die verhoog of op die film. As ons nou sien dat baie keer word boeke, films ook gemaak. Goed, so as jy 'n boek lees, dan is dit alles in jou verbeelding. Dit is in jou denkbeeldige wêreld wat dit plaasvind. Maar nou met hierdie mense, daai prentjie wat deur hierdie boek geskep word, in 'n realiteit verander. En dit is hoekom jy so 'n groot span van hulle nodig het om dit aan te doen. So hulle is dan die mense wat ons help om te verstaan wat besig is om te gebeur. Goed, die ander ding wat julle ook na moet kyk is handeling. Goed, so handeling lei uiteindelik tot die botsing en die konflik van die storie. En dit is natuurlik die kern van die drama. Goed, so dit is waar die botsing gaan plaasvind. En dit is waar daar moontlike konflik gaan wees. Goed. So die woorde is natuurlik baie belangrik. Dit moet pas by die konteks van die storie. Byvoorbeeld soos ons voorheen miskien al gesien het, 'n sekere plekke het sekere aksente of dialekte. So as jy in die Kaap is, gaan jy 'n sekere tipe Kaapse identiteit verwag. As jy in 'n oorseese storie is, dan gaan die kultuur natuurlik verander. So dit is baie belangrik dan om dit dan ook net van kennis te neem. Goed. Kom ons kyk na die verskillende tipes dramas. Daar is 'n paar en julle gaan moet
weet watter tipe kry mens, sodat julle kan verstaan wat se boek julle besig mee of wat se storie julle besig mee is om te lees. Goed, so die boek wat julle gaan behandel vir graad 10 sal ons aan die einde oor gesels. Ek wil eers hê julle moet die begrippe verstaan. Goed. So eerste het ons die klug. So wat se tipe drama is 'n klug? So dit word gekenmerk deur die fisieke handeling en hansworstery en baldadige grapmakery. Okay, goed. So dit is iets wat baie komieklik sal voorkom. Goed. So dit is die doel van 'n klug as 'n drama is dan altyd om die gehoor te laat lag en dan dit kom dan as 'n komedie voor. Goed. So dit is dan die klug. So dit is baie as ek dit in Engels vir julle kan verduidelik, dit is daai slapstick komedie. Met ander woorde, baie keer is dit nie noodwendig iemand wat 'n grap vertel nie. Miskien is die manier hoe hy beweeg of hy het oor iets geval, hy trap oor iets of hy val oor iets of hy het sy vingers aan mekaar vasgegom. Daai tipe komedie word dan baldadige grapmakery as gesien as baldadige grapmakery. Goed. Dan het ons die komedie of blyspel. So dit vervat dan spitsvondighede wat die mense se gebreke taamlik skerp aangeval word. So met ander woorde, die karakters, daar's iets fout met die karakters en dit word gebruik om komedie te skep. So daar's 'n gebrek aan iets en dit skep dan die komiese storie. Gewoonlik sal die gehoor min simpatie met die slagoffer hê, omdat ons dan voel hy of sy verdien die lot wat hy kry. Goed, so dit is nie van dis nou toe maar of jammer vir die persoon wat nou hierdie gebrek het nie. Dit word eintlik uitgebuit. Goed, dan het ons derdens die tragedie of treurspel. Julle sal sekerlik dit al voorheen teëgekom het. So die belangrikste kenmerk gewoonlik van 'n tragedie of 'n treurspel is dat daar 'n held of 'n heldin is, maar hulle gaan nie suksesvol wees aan die einde van die storie nie. Goed, hulle gaan hulle eie ondergang bewerkstellig. 'n baie goeie voorbeeld, nou nie 'n Afrikaanse letterkunde voorbeeld nie, maar iets wat julle sekerlik al behandel het of van gehoor het, is Romeo en Juliet. Dit is 'n tragedie. Hulle het hulle eie ondergang bewerkstellig. Goed, en 'n ander ding wat jy altyd in 'n treurspel ook sal sien is daar's 'n geestelike stryd van die hoofkarakter wat na vore kom en dit gaan ook 'n groot rol speel in hoe hulle met mekaar onderhandel en hoe hulle ook op die tragedie dan die ondergang aan die einde gaan afspeel. Dan is die probleemdrama. So die probleemdrama vertoon gewoonlik sosiale aangeleenthede en daar is innerlike spanning van die karakters wat sterk na vore kom. So baie keer sal jy sien dit is miskien byvoorbeeld 'n drama oor 'n huisgesin. En daar is 'n paar sosiale probleme wat aangespreek word. Die seun word miskien uit die skool uitgeskop en nou moet hy op 'n sekere manier dan dit verwerk saam met die familie dan ook, of iets gebeur in hulle gemeenskap en hulle moet daarop reageer. Dit is dan die innerlike spanning wat dan hierdie karakters dan gaan beïnvloed. Dan het ons 'n tragediese komedie, 'n tragiese komedie. So dit is natuurlik nie verskriklik donker soos 'n tragedie of treurspel sou wees nie. Dit is bietjie meer lighartig. So hulle het dit baie oulikies of verduidelik gesê dis 'n lag met 'n traan. So daar is elemente van tragedie en daar's elemente van komedie.
Dan het ons die absurde drama. So dit is dan iets wat heeltemal absurd is, wat nie eintlik geglo kan word nie. So dit is kan die opvatting van die mens se lewe wees wat as sinneloos weerspieël word. Okay, dit maak nie saak nie of dit maak nie sin nie, dit is absurd. Dan het ons die sepie. Okay, julle sal sekerlik weet van Sion de Laan, dit is nou 'n tipiese sepie. So die woord sepie word dan van soap opera afgelei. Dit is gewoonlik sekere TV-dramas wat dan laatmiddag tydgeleef en uitgesaai word. Okay, dan het ons 'n situasiekomedie of 'n sitcom. Okay, so dit is 'n grappige situasie, 'n sekere grappige situasie wat dan dikwels voor 'n gehoor opgeneem word. En so die lag en die geklap en die reaksie van die gehoor, dit is lewendig opgeneem. Met ander woorde, hierdie mense speel voor 'n gehoor dan die toneelstuk af en die regisseur gaan dan dit opneem en dit so uitsaai. Waar jy baie keer miskien byvoorbeeld in 'n tragiese komedie sal hulle dit voor die tyd opneem. Daar was geen gehoor gewees nie en hulle sal dan ekstra klanke bysit sodat dit klink asof dit nou baie slim was, asof daar mense was wat gelag het en geklap het terwyl die grappe nou besig was om te gebeur. Goed, so dit is dan die verskillende tipes dramas wat jy moet weet. Goed, kom ons praat nou oor die ruimte. So drama het 3 ruimtes wat ons ook al bietjie oor gesels het. Dit is die verhoog. Dit is natuurlik die ruimte waarin jy die opvoering uitspeel. Dan is dit die auditorium, want dit is die gehoor. Kyk, hierdie sal ook baie belangrik wees in 'n komedie. Goed, veral een wat lewendig opgeneem word. Met ander woorde, as jy 'n baie dooie gehoor het, gaan dit nou nie vreeslik goed wees by jou vertoning nie. So die energie wat jy van die gehoor afkry en dit wat die gehoor ondervind is dan ook deel van die ruimte van die dramaspel. Dan is dit die dramatiese ruimte self wat ontstaan tydens die opvoering. So soos die storie besig is om te ontwikkel, kom jy agter waar is dit, die tyd en die plek waar dit dan gedoen afgespeel word. So dit is dan die dramatiese ruimte. Goed. Daar's 2 verskillende tipes handelinge wat ons oor gepraat het. Daar's uiterlike handeling en innerlike handeling. So soos jy kan agterkom van die naam uiterlike handeling, verwys dit na dit wat die gehoor op die verhoog kan sien gebeur. So hulle sien daar loop die karakters, hulle sien daar doen die karakter dit, daar trek hy dit aan, daar is hy besig om oor hierdie brug te loop. So enigiets wat jy fisies kan sien natuurlik met jou oë, wat jy sien gebeur op die verhoog is dan uiterlike handeling. Innerlike handeling is dit wat jy binne in jou voel. Ons kan nie dit sien nie, die emosies wat jy deurgaan. Goed, so dit verwys ook na die gedagtes en die gevoelens van die karakters wat jy nie kan sien op die oog af nie. Daar is dan voortdurend 'n wisselwerking tussen die innerlike en uiterlike handeling. Goed, so ek seker julle weet dat het al gehoor van dit wat in jou hart is, sal uitkom uit jou mond. So baie keer sal die uiterlike handeling die innerlike handeling komplementeer. Dan sal jy ook gevalle kry waar die karakter iets heeltemal sal doen wat hy eintlik nie in glo nie, of wat vir hom, wat jy nie eintlik by die karakter sal pas nie. Sê nou maar dit is 'n baie goeie karakter wat as baie goeds voorgestel word en dan ewe skielik maak hy 'n vreeslike groot fout en sy woede vermoor hy iemand byvoorbeeld. Dan was daar innerlike handeling wat nou 'n uiterlike handeling geword het. Goed.
Dan het elke drama natuurlik 'n boodskap, net soos die poësie. Poësie het ons gesê lewer kommentaar oor goeters wat ons sien elke dag, so doen prosa ook. So gewoonlik bied 'n drama nuwe insig in die lewe van 'n hoofkarakter. En baie keer vind jy aanklank by daai hoofkarakter en dan kan jy ook voel dat dit het vir jou 'n boodskap deurgegee. So die hoofkarakter kan baie keer deur insigte of deur 'n uitspraak wat gelewer word, dan tot 'n inkeer kom. En as dit gebeur, dan is daar 'n sekere verandering in hulle persoonlikheid. Goed, so dit kan baie keer die boodskap versterk. So dit kan ook 'n opinie lewer of 'n uitspraak lewer oor wat sou gebeur as jy ook in realiteit 'n bepaalde waarde of 'n sekere wyse sou nastreef. Goed, so dis nie altyd fiksie nie. Dit kan iets wees wat jy ook sal agterkom of al gesien het in jou alledaagse lewe. Dan is daar die stemming, so dit is die atmosfeer in die drama. So dit gaan jy natuurlik nou kan agterkom, veral as jy nou weet waarna jy kyk. Kyk jy na 'n tragiese komedie of kyk jy na 'n romantiese blyspel of kyk jy nou na 'n klug. So afhangende van watter tipe drama dit is, sal dit 'n verskillende stemming hê. Party van hulle kan gespanne wees, donker, ander kan weer vrolik en ligsinnig wees, soos met die komedie. Goed, dan is dit die milieu. Dis jou tyd, die plek en die ruimte waaraan die drama afspeel. Goed, so die tyd en ruimte het 'n belangrike funksie. Dit stel vas hoe die karakters teen die ruimte beweeg. Goed, so wat ook al hulle sê of doen, kan 'n invloed hê op die ruimte of die ruimte kan 'n invloed op hulle hê. Maar nou het jy 'n vraag? Maar nee, gou het jou hand opgesteek, so as jy 'n vraag het oor die werk sover, dan gee ek vir jou nou 'n geleentheid om ietsie te vra. Okay. Goed. So kom ons gaan dan aan. So die tyd en ruimte help ons om vas te stel hoe die karakters teen die ruimte dan beweeg en hoe dit aanleiding gee tot nog progressie van die handeling. Okay, so die storie moet aanbeweeg en jy wil natuurlik weet wat gaan aan die einde gebeur. En dit is dan hoe dit ontwikkel oor die milieu. Is dit 'n paar jaar? Is dit 'n paar dae? Hoe lank vat dit? Okay, dan is daar ook konflik. Miskien gebeur die konflik net in 'n oomblik, maar die karakters lewer kommentaar daaroor of ondervind dit vir nog baie lank om te kom na dit. Dan is dit die tempo, hoe vinnig beweeg die drama, hoe stadig beweeg hy en dan die karakterontwikkeling het ons ook al oor gesels. So, jy moet altyd hierdie in gedagte hou want hulle sal dit definitief vir jou vra. Hulle gaan vir jou vra watse tipe aanklank sal jy vind by hierdie drama se milieu byvoorbeeld. Dan kan jy sê dit kan aanklank vind tot 'n universele tyd of ruimte, of dit kan verwys na iets spesifiek wat net in een sekere plek of 'n ruimte gevind sal word. Okay, so miskien sal nie almal dit verstaan nie, net sekere mense. Of dit kan aanklank wees tot 'n universele tyd en ruimte wat enige iemand sal verstaan, enige plek in die wêreld. Okay, is reg maar nee, moenie bekommer nie. Okay, kom ons kyk nou na dramatiese ironie.
Goed, so ons het al voorheen oor ironie gepraat. Dit is 'n kontras tussen skyn en werklikheid. Met ander woorde, jy sê iets, maar jy sê dit met 'n byt en daar is 'n onderliggende boodskap in dit. Dit is wanneer een of meer karakters heeltemal onkundig is oor die ware stand van sake. Goed, maar jy as die gehoor het natuurlik alles gesien en ondervind, so jy weet baie keer wat gebeur en die ander karakters kan ook miskien op hoogte wees van wat sake is, maar die sekere karakters kan miskien niks weet nie. Goed. So jy sal baie keer vind dat jy as die gehoor alles weet, maar jy sien hoe ontwikkel die gevoelens van die karakters dan soos jy gedink het of verwag het, en dan is dit dan dramatiese ironie. Goed. So in 'n ironiese situasie kan die onkundige dikwels opmerkings maak wat vir hom of haar een betekenis het, maar vir ons as die ingeligte mense of die karakters wat ingelig is oor die eintlike situasie 'n volkome ander betekenis het. So dramatiese ironie kan ook die spanning in die drama verhoog. Okay? So dit kan of dit baie erger maak, veral as dit 'n donker drama is, dan kan dit baie ironies wees hoe hierdie karakter net nie uit sy probleem uit kan klim nie, en dan weet jy 'n geheimenis van hierdie karakter wat eintlik alles sal opklaar, maar hulle dit nog nie ervaar nie, of dit kan iets heeltemal die teenoorgestelde wees. Met ander woorde, hulle glo iets sleg oor hulle self, maar eintlik gaan die storie op 'n goeie noot eindig. So dit kan vir humor ook sorg. Goed, dan die dialoog, dink ek julle weet wat dit al is. Dit is gesprekke tussen karakters. Okay, so mense is besig om te praat met mekaar. So wat is die funksie van die dialoog? Dit dra natuurlik by die karakterisering. So wat die karakter van homself sê is belangrik, wat ander van hom sê is belangrik oor wat jy leer van die karakter en wat die karakter van ander mense sê. Goed, so iemand kan miskien sê Marie is 'n baie opvaardige persoon. Sy kan miskien voel dat mense al ewig oor haar loop. So dit sê vir jou iets van haar persoonlikheid. En sy kan miskien sinies wees oor ander mense. So sy kan miskien slegte goed oor ander mense sê, al dink ander mense sy's miskien goedhartig. Nee, dan kom sy eintlik skynheilig voor, want sy is nie eerlik oor hoe sy voel nie. So dit gaan alles vir jou byvoorbeeld idees gee in die dialoog oor die karakterisering van die verskillende karakters. Natuurlike dialoog moet by die spreker pas en moet ook by die intrige bydra. Goed, jy gaan nie woorde mors nie. Elke woord wat jy sê in enige storie is daar vir 'n rede. So dit sal ook nie buitensporig wees en nie ook by die karakter of die situasie pas nie. So as daar 'n begrafnis is, gaan die dialoog natuurlik verander in 'n meer sensitiewe dialoog in. As dit gaan oor, kom ons sê nou maar, 'n polisieman wat besig is om iets 'n ondersoek in te stel in iets in, dan gaan hy ook 'n tipe manier van dialoogvoering hê wat byvoorbeeld 'n ou tannie nie sal hê nie. Goed, hy gaan baie vrae vra, hy gaan miskien aanstoot probeer gee sodat hy 'n reaksie uit mense uit kan kry, sodat hy kan agterkom wat is fout om hierdie saak op te los. Goed, so die dialoog sal aanpas by die spreker. En ons het klaar gesê dit sal dan karakteropenbarend wees. Okay, nou wil ek met julle praat oor die bou van 'n drama. So soos julle kan sien hierso bo, is daar 'n oulike prent van hoe 'n drama opbou tot op 'n punt en dan natuurlik eindig hy. Okay, goed, so hy begin by nommer 1 en hy eindig by nommer 6. Nommer 5 hierso is byvoorbeeld die klimaks dan. Goed, so nommer 1 sal dan die uiteensetting
wees of die eksposisie. Met ander woorde jou inleiding. So hierso leer jy die karakters ken vir die heel eerste keer. Jy kom agter waar beweeg hulle, wat is die milieu of die tyd waarin hulle bly, die agtergrond van hulle lewensstorie miskien en hulle huidige omstandighede wat dan tot die volgende aksie sal lei. Goed, nommer 2. So nommer 2 sal dan metodiese moment wees. So dit is die handeling wat dan aan die gang gesit word. So ons het nou inleiding gehad, waar gaan ons nou heen met die storie? Dit bring 'n versnelling van sigbare aksies waardeur karakters in konflik met mekaar kom of hulle innerlike konflik oor 'n keuse ervaar. Goed, so ons almal weet die lewe staan nie stil nie, dit beweeg. So jy gaan al ewig probleme moet oplos. So daar gaan probleme kom of konflik kom wat die karakters dan gaan moet oplos en 'n keuse moet maak. Goed, en dan kyk ons nou wat gaan gebeur as hulle daai keuse maak of hoe deel hulle met hierdie innerlike konflik. Dit is dan die ontwikkeling en verwikkeling. So hier begin die drama dan verder loop en daar is kragte wat aan die werk is wat dan hierdie probleem gaan kompliseer. So sê net maar hierdie persoon in die storie het besef hy het 'n probleem met steel. Hy het vir die heel eerste keer het hy iets gevat van 'n winkel af want sy familie het nou net is nou net in armoede gedompel en vir die heel eerste keer steel hy. Dit is dan 'n probleem. Nou gaan jy moet agterkom, okay, hoe gaan hierdie nou 'n effek op hom hê en sy familie? Gaan hy dit weer doen? Is hy in 'n innerlike stryd? Gaan hy dit miskien terugsit of gaan hy eerlik wees met die eienaar van die winkel en sê jammer meneer, ek het dit gevat? Of gaan hy dit weer doen? Gaan hy 'n totsie word en naderhand in die tronk beland? Okay, goed, so jy weet nog nie, maar daar is nou kragte wat aan die werk is wat goed kompliseer. Kom ons vat ons voorbeeld nou van hierdie ouetjie wat steel. Miskien in hierdie ontwikkeling en verwikkeling fase van die drama sal ons as die gehoor agterkom dat hulle 'n videokamera gehad het wat hom opgeneem het terwyl hy dit gedoen het, maar hy weet dit miskien nog nie. Goed, maar ons weet hulle het nou 'n opname van hom gemaak waar hy die daad gepleeg het. Goed. So nou gaan jy moet nou is jy gespanne want jy weet okay, daar kom 'n konfrontasie. Iemand gaan vir hom moet sê, hoorie, hulle het 'n video van jou geneem of hulle gaan hom moet konfronteer en sê pleit jy skuldig of is jy nie skuldig nie? Ons het bewyse. Goed. So dit is dan hoe dit vloei in die botsing en die konflik in. Goed, so dit is dan enige handeling wat tot konflik lei. Goed, ons het gepraat oor handeling, daar's 2 verskillende handelinge. Onthou julle, ons het gesê dis innerlike en uiterlike handeling. Daar is ook innerlike en uiterlike konflik. Goed, so dit is dieselfde. Daar's uiterlike handeling, innerlike handeling, uiterlike konflik, innerlike konflik. So uiterlike konflik vind tussen die karakters plaas, so jy gaan dit kan sien. En jy kan ook sien tussen die hoofkarakters of die hoër magte of die noodlot wat gaan gebeur tussen hulle of wat gaan nie gebeur tussen hulle nie. Okay, dan is daar innerlike konflik wat natuurlik in die karakter voorkom. Goed, so daar is miskien 'n tweestryd in sy gedagtes, soos byvoorbeeld die jong seun wat sy familie nou net in armoede ingedompel is en nou het hy begin steel. Hy gaan in 'n tweestryd gewikkel wees en hy gaan 'n besluit daaroor moet neem. Wat gaan aan in sy gedagtes? Dit gaan alles oor die innerlike konflik. Miskien sal hy daaroor praat en dan weet ons as die gehoor ook wat dink hy. Of miskien gaan ons uit sy uiterlike aksies agterkom. Hy is jammer vir wat hy gedoen het. Miskien gaan sit hy die ding terug in die winkel.
of hy los dit miskien net daar terwyl die eienaar weg is en dan ontdek die eienaar dit. Of miskien sal hy stil bly daaroor en glad nie met sy familie praat vir 2 dae nie. Met ander woorde, hy is besig om hierdie nou te probeer verwerk. Goed, so dit is alles die vrae wat hierdie karakter dan vir homself sal vra, waarvoor hy nog nie die antwoorde kan kry nie. Goed, want ons het nog nie tot op die klimaks gekom, die oplossing nie. Daar is nog 'n probleem, daar's nog 'n konflik. Goed, so volgende is dan die klimaks. So dit gaan dan hier heel bo wees. So onthou, ons het nou hierso by die begin, die inleiding begin, die eksposisie en die uiteensetting. En ons het stadig aan met die handeling en die dialoog dan aanbeweeg. Hierso word die konflik al hoe meer en nou gaan daar 'n klimaks moet wees en iets gaan moet gebeur, of dit gaan goed eindig of sleg, of iewers gaan daar 'n oplossing moet kom of 'n einde moet kom aan die storie. So ons is nou hierso bo by die klimaks. Goed, so die klimaks is die emosionele hoogtepunt. Okay, so dit kan goed wees, of dit is die emosionele breekpunt. Okay, so byvoorbeeld, jy het nou vir maande en maande beplan hoe jy vir 'n vrou gaan vra om met jou te trou. Jy het seker gemaak almal trek mooi aan, daar is iemand wat 'n videokamera gaan hê en eventueel kom die aand of die dag, breek die dag aan wat jy nou vir haar moet vra. So dit is dan die hoogtepunt. Gaan sy ja sê, gaan sy nee sê, ensovoorts. Of dit kan dan die breekpunt ook wees. Okay, iets slegs het gebeur en die karakter kan nou nie meer langer so aanhou nie. Goed, so hierso in die klimaks is waar die leser spanning ervaar en dit is die oomblik wat die drama die leser boei. So julle sal seker al dit ervaar het. Dit is as jy sê net maar byvoorbeeld 'n boek lees en jy is baie in die storie ingetrek en jy voel so 'n deel van die storie en jy het baie simpatie met die karakter soos hy nou deur die konflik gaan en jy kan nie wag om uit te vind wat gebeur volgende nie. En dan sal iemand byvoorbeeld met jou begin praat of iets en dan moet jy die boek neersit, né? Maar dan wil jy nie want jy is geboei aan wat volgende gaan gebeur. Goed. Jy kan nie wag om te sien wat is die uiteinde van die storie nie. So ons het gesê daar kan 'n oorwinning behaal word, veral as dit 'n storie is waarin daar 'n held of 'n heldin is wat 'n sekere goeie daad moet verrig of 'n innerlike konflik moet oorkom. Of daar kan 'n ooreenkoms bereik word. Goed. So miskien gaan dit nie noodwendig oor 'n oorwinning nie. Miskien gaan dit net oor 'n rustige ooreenkoms aan die einde van 'n storie. Goed. En dan natuurlik het ons die ontknoping en die slot. Okay, so kom ons gaan gou net terug na. Okay. So hierso het julle gesien, het ons mos nou by 1 begin en het ons tot bo gegaan met die klimaks. Okay, nou het ons die klimaks ervaar, dis baie spanningvol, dit boei ons en die karakters maak nou 'n besluit of die toneel het nou dit is nou klaar, dit is nou einde aan die toneel gekom. Nou wil ons weet wat het na die tyd gebeur, wat is die einde, wat is die slot, wat het gebeur met die karakters na die klimaks. Dit is dan die ontknoping en die slot. So, in die ontknoping neem die drama dan 'n wending na die een of ander kant toe. En hierso sal daar gewoonlik 'n duidelike afname wees in spanning. Goed. So hierdie sal opbou tot dat die klimaks bereik
en dan gaan die spanning afgaan. Okay, soos julle gesien het met daai prentjie wat vir ons gewys het hoe die bou van 'n drama dan lyk. Goed, so dit gaan dan die spanning gaan dan klaar maak. Dit gaan nou nie meer opbou nie, dit gaan nou afskaal totdat daar miskien geen spanning meer oor is nie en dit is 'n gelukkige einde. Goed. Kom ons praat gou oor karakters. Goed, so daar's hoofkarakters, protagonistiese karakters wat dan in die voorgrond optree en hulle oorheers altyd die toneel. Goed, so jy gaan hulle die meeste sien in die storie. Dan het ons teenspelers, 'n ander woord vir dit is dan antagoniste. So dit is dan karakters wat 'n bedreiging vir die hoofkarakter is. En hulle sal ook worstelinge en krisisse skep by die hoofkarakter. So dit is altyd die karakter wat dan in teenstand met die hoofkarakter is. En daar's natuurlik nie net hulle twee nie, ons het ook randfigure wat in die ruimte beweeg, miskien nie altyd met die teenspeler of hoofkarakter direk in kontak mee kom nie, maar hulle is daarso en hulle het ook 'n invloed op wat gaan gebeur. Goed, so hulle kan konflik of intrige veroorsaak en hulle kan 'n werktuig in die karakter se hand wees. Hulle kan of versoening bewerk of hulle kan die aanvalle afweer. Goed, nou ek wil vir julle 'n voorbeeld gee van 'n baie oulike film. Dit is Die Windpomp. Ek weet nie wie het hom al gesien nie, maar ek het hom gekyk en dit was 'n fantastiese fliek geweest, baie oorspronklik. En dit het definitief 'n goeie en interessante boodskap ook gehad. So dit was in 2014 geskied. Dit was eers geskryf as 'n drama en toe het hulle later dit 'n volle lengte film gemaak. En dit het 11 afstandtoekennings gekry en dit was ook 'n Suid-Afrikaanse inskrywing vir die studente Oscars. Goed, so dit is 'n uiters goeie fliek en hierso sal jy baie oulik ook kan sien wat die verskillende karakters is. So as jy dit al gesien het, dan baie goed vir jou. As jy nog nie dit gesien het nie, sal ek aanbeveel dat jy hierdie fliek en jy kyk hom bietjie. Maar dit is nou net die voorbeeld wat ek wil gebruik om vir julle die karakters dan net gou te verduidelik. Goed, so die protagonis, ons het gesê protagonis is dan die hoofkarakter. In hierdie storie was die hoofkarakter Henry. Goed. So die hoofkarakter is die karakter oor wie die storie handel. Jy sien hom die meeste, jy kan dit uit sy oogpunt ook uitsien, maar hy is die een wat gewoonlik gesien word as goed en dapper, moedig, eerlik en onverskrokke en alles gaan meestal net oor hom. So die hoofkarakter word in die meerderheid gerespekteer en poog altyd om die regte ding te doen. Die protagonis is nie egter altyd in alle gevalle goed nie. As julle nou vir my gesê het, partykeer het jy 'n hoofkarakter wat 'n regte wrede ding is. Ja, jy kry sulke dramas waar die hoofkarakter of die protagonis ook nie die goeie ene is nie. Maar die protagonis is altyd die hoofkarakter, ongeag of hy goed of sleg is. Goed, so in hierdie geval is Henry dan die hoofkarakter. So in hierdie storie is hy 'n verveelde tiener en hy is geforseer om by sy oupa na aftreeoord te gaan woon. En hy word dan gekonfronteer met eksentrieke en verskriklike kleurvolle ou mense wat dan in die aftreeoord bly. Goed, en hy as die hoofkarakter is toegerus met 'n tas vol droë humor, 'n verkyker en 'n toenemende vermoede dat hy meer van 'n uitheemse vreemdheid hier is as wat hy sou kon voorspel. Okay, goed, so hy weet daar's iets verkeerd. Hy is in 'n baie snaakse ruimte in 'n aftreeoord, soos julle kan sien, lyk hy nie baie oud nie. Goed, maar hy as die hoofkarakter Henry gaan op 'n avontuur gaan van selfontdekking. Goed, en
die ontbloting van sy nuwe wêreld se geheime. Goed, so daar gaan iets met hom gebeur en hy is dan die een wat vir ons die storie die meeste gaan vertel. Goed, dan ons die antagonis. So ons het gesê dit is die een wat teenoor die protagonis speel. So hy is die meeste gevalle teenoor die protagonis en jy kan gewoonlik hulle onderskei van mekaar. So die antagonis sal gewoonlik gesien word as sleg of boos, geheimsinnig, skelm, kwaadwillig of haatdraand. Goed, so al word die karakter ook net negatief voorgestel, kan hy of sy ook net so betekenisvol wees en ingewikkeld soos die protagonis. Okay, ek kan nie onthou wie dit was nie, maar 'n bekende persoon het gesê dat jou held en jou heldin is net so goed, is net so goed soos jou slegte bose karakter is. So het 'n regte goeie slegte karakter nodig sodat jou goeie karakter net nog meer kan uitstaan. Okay, so in hierdie voorbeeld is ons antagonis Dr. Rousseau. So in hierdie fliek is hy die dokter van die inwoners van Winterbessie Dagbreek, dis nou die aftreeoord. En hy beskou homself as iemand wat baie geregtig is en verantwoordelik is, maar skielik word dit baie gekompliseerd en onseker toe Henry nou daar kom bly het. Hy is 'n ongesproke leier van die groep vriende wat geheimsinnig bekend is as die geheimhouders. En hy het ook 'n innerlike stryd wat wissel tussen die beskerming van die mense vir wie hy lief is in die ouete huis in die aftreeoord, om sy plig te doen, maar hy wil ook die geheim beskerm. So hy probeer sy bes om vir Henry in die donker te hou so lank as wat hy kan. En hy wil net hê Henry moet nie te veel vra nie en daar is konflik tussen hulle. Goed. Dan het ons nou die randkarakters. So hierdie karakters bied meestal mos die ondersteuning en hulp om insig vir ons te gee en begrip vir ons te gee oor die protagonis. Partykeer kan hulle ook vir ons insig in die antagonis sit. Goed, so in hierdie geval is Tannie Marietjie die randkarakter. So sy is 'n gawe pensionaris en buurvrou wat 'n effens huiwerige Henry onder haar vlerk neem. Goed, so sy kom direk met Henry in kontak en sy maak seker dat hy kos het, maar sy forceer hom ook om gereeld by haar huis te kom bad, want die pype van sy oupa se huis is stikkend. Goed, so daar's geen water eintlik by sy oupa se huis nie, so nou moet hy by die tannie gaan bad elke keer. Goed, so daar is 'n ruimte en 'n situasie wat hulle dan forceer in mekaar se lewens in. So sy is die moederfiguur van die groepie vriende en sy stel Henry voor aan die wonders van die lewe in die aftreeoord. So ek sal sien hierso wat ons mos nou gesê het, 'n randkarakter help ons om insig en begrip in die protagonis te versterk. So dit is presies wat sy dan doen. Sy het 'n vriendskap met Henry en deur dit help sy hom dan met sy innerlike konflik. Goed, dan het ons ronde en dinamiese karakters. So hierdie is karakters wat baie belangrike veranderings ondergaan tydens die drama. Nou, ek kon nie eintlik vir julle die storie weggee nie, julle moet dit maar self kyk. Maar Margot gaan 'n vreeslike groot en belangrike verandering deur wat Henry dan sien en hy is 'n getuienis tot dit en dan gaan hulle deur 'n konflik situasie saam en Henry moet besluit wat gaan hy doen aan die einde daarvan. Goed, so Margot is sarkasties maar charmant en sy gee balletklasse vir kleuters tydens die skoolvakansies. Met die aftreeoord as haar speelgrond
sleep sy dikwels vir Henry saam op onbeplande avonture, gewoonlik met verrassende resultate. Goed, so sy bring ook verandering in Henry se lewe in. Goed, alhoewel die grootste avontuur van alles romanse is die een waarvoor sy deeglik voorbereid is. Sy is baie geheimsinnig aan die begin, maar word meer openlik teenoor Henry se storie omvou en ondersteun hom terwyl hy deur sy innerlike konflik gaan. Goed, so dit is dan 'n voorbeeld van hoe karakters op mekaar dan kan speel. Ek het hierso vir julle die webtuiste gegee van die film, so julle kan gerus daarso gaan kyk as julle bietjie meer inligting wil hê oor die film en bietjie meer wil verstaan waaroor het hierdie fliek gegaan. Goed. So net gou om op te som, karakterisering het alles te doen met die intrige. So ons praat nou nog steeds oor die karakters. Hoe tree die karakter op? Dit moet jy jouself vra. Hoe tree die karakter op onder sekere omstandighede? Dit sal dan vir jou help om te besluit, is dit 'n protagonis of 'n antagonis, 'n randkarakter ensovoorts. Dan moet jy altyd, soos ek gesê het, na die dialoog kyk. Wat sê die karakter van homself? Wat sê hy van ander? Watter inligting kry jy oor hom of haar? En die handelinge, hoe beweeg hulle? Watse tipe klere dra hulle? Miskien kan dit vir jou meer vertel van hulle persoonlikheid. Miskien is dit baie kleurvol, miskien is dit baie donker. Hoe lyk hulle uiterlike voorkoms en wat doen hulle? Dan die karakterontwikkeling. So watse tipe siening of waardesisteem verander tydens die drama storie? En dan moet jy natuurlik ook vir jouself vra, is die karakter geloofwaardig? Met ander woorde, kan jy hierdie karakter vertrou dat hy is wie hy sê hy is? Kom die situasie op die verhoog ooreen met die situasie in werklike lewe? Goed, kan jy dan aanklank vind by hierdie karakter? So vir graad 10 het julle dan drif. So nie mis of miracle nie, drif is dan die een wat vir julle voorgeskryf is. So dit is hoe julle boek lyk. So julle kan gerus dan dit lees. Hierdie is ook 'n toneelspel wat hulle opgeneem het. Ek sukkel om hom in die hande te kry om te kyk, maar miskien het julle bietjie meer sukses as ek met dit. Maar dit is, soos julle sien, baie populêr, is die wenner van die Hertzogprys vir drama. So drif is dan julle voorgeskrewe boek. So kyk gerus, veral as jy impak student is, vir kwartaal 2 hoeveel beplanning, wat die beplanning sê, en dan kan julle solank die aktiwiteite begin doen. Ek kan nie die hele boek met julle onderhandel nie, maar as julle enige vrae het tot 'n spesifieke aktiwiteit en julle kan nie die antwoorde vind in die fasiliteerdersgids nie, of julle kan nie antwoord vind, maar julle verstaan nie hoekom die fasiliteerdersgids miskien daai antwoord gegee het vir 'n sekere vraag nie, dan sal ek bereid wees om julle bietjie meer daarvan te vertel en julle bietjie meer uit te help daarmee. Goed, so ek hoop julle daarom al begin met dit. So as daar enige ander vrae is, dan kan julle nou vir my vra. Anderste is ons klaar vir vandag. So dit is dan al die begrippe wat julle moet weet van 'n drama, en hopelik help dit julle ook as julle nou moet begin om die boek te lees. Okay. Goed, so dit lyk vir my almal is reg en almal het verstaan wat gesê was, so ek is bly. Dan sien ek julle dan volgende keer. So julle moet 'n baie lekker dag hê. Net weer om julle te herinner, as julle nie by Impak geregistreer is nie, onthou om 'n e-pos te stuur na info@impact.co.za sodat julle daarso kan registreer vir dit dan.
Baie dankie. Sien julle dan weer. Totsiens.